Hier teen die agtergrond van die reuse lamassus, lees ek graag vir ons die verse van Openbaring 4 vers 6 tot 8. Rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en agter. Die eerste was soos 'n leeu, die tweede soos 'n bul, die derde het die gesig van 'n mens en die vierde soos 'n vleiende arend. In die antieke wêrelde van Mesopotamië het beskawings soos Sumer, Akkad, Babylon en Assirië indrukwekkende argitektuur en beeldewerk geskep om mag, beskerming en heerskappy uit te beeld. En een van die bekendste simbole hiervan is die lamassu, wat dikwels by die poorte van paleise en tempels in stede soos Persepolis en Nimrod en Babel gekry is. Hierdie indrukwekkende figure het 'n menslike kop gehad, die liggaam van 'n leeu of 'n bul en die vlerke van 'n arend. Hulle het gedien as beskermers, nie net fisies nie, maar ook simbolies om die inwoners van die stad teen die vyand te beskerm en die mag en die wysheid van die heersers uit te beeld. Die lamassus is 'n kragtige voorbeeld van hoe antieke mense simbole gebruik het om beskerming en krag voor te stel. Net so gebruik die Bybel soortgelyke beeldspraak om die Here se majesteit en beskerming te beskryf. In Openbaring 4 vers 6 tot 8 word 4 lewende wesens rondom die troon van die Here beskryf. 'n Leeu, 'n bul, 'n mens en 'n arend. Hierdie wesens beeld die volmaaktheid van die Here se krag en wysheid, majesteit en waaksaamheid uit. Sy beskerming oor alles wat hy geskep het. Net soos die lamassu poorte van stede beskerm, omring die Here sy volk met sy teenwoordigheid en sy krag en sy liefde. Hier kan ons besef dat geen mensgemaakte beeld ooit veilig is of beskerming kan bring nie. Van waar af kom ons krag en ons beskerming? Van die Here alleen. Psalm 91 vers 4 sê so mooi: Hy sal jou oordek met sy vere en onder sy vlerke sal jy skuiling vind. Sy trou is jou skild en beskerming.